weer terug by Johannes Evangelie boek 3, dit is 15 Oktober 2025, lesing 54. Die toekoms van die suiwer leer van Elohim, hoofstuk 113. Nou, ons onthou die vorige lesing was 'n pragtige lesing oor die ware leer van Yeshua, hoe hy aanbid wil word. Dit het alles gegaan om die 2 gebooie van die liefde, en dit was op 'n vraag van Helena, maar wat sal word van hierdie evangelie? Nou ja, Yeshua antwoord, of Helena antwoord, heeltemal oortuig van die waarheid van wat ek, Yeshua, gesê het. O meester, elke gewyde woord van u het in my hart 'n veelvoudige weerklank gevind, en soos een toon klink dit in my siel. Dit is die suiwer goddelike waarheid. En ek hoop elkeen wat die vorige lesing geluister het of het weer gaan lees het ook hierdie ervaring gehad, dat hierdie woorde in ons harte weer klink het, want dit is sulke diep, mooi, eenvoudige waarheid. En dis die een ding van Yeshua, die oomblik wanneer jy waarheid ontdek, dan val die eenvoud van dit jou altyd op. Yes, jy het altyd gedink, dit is so 'n ingewikkelde ding. Jare terug het ons so gesukkel met die kalenders. Daar was soveel kalenders wat in die volk gebruik was. En Anne-Marie sal nog kan onthou, want sy was ook in die span van die kalenders. Ons praat nou seker 30 jaar terug. Toe sê ek van, onthou een ding, die dag wanneer ons die regte kalender het, gaan ons almal sê, maar dit is so eenvoudig. Nou is daar niks snaaks aan die ding nie. En dit was net so. Die kalender was eenvoudig, die een wat Henoch gebruik het en opgestel het, en wat Moses in sy tyd ook die boek gehad het. Nou vandag het jy alles wat so ingewikkeld is. Jy het omtrent 'n graad in godsgeleerdheid nodig en in Joodse rabbinisme om ooit die kalender te kan verstaan wat vandag deur sommige Israeliete gebruik word in hierdie land. Vers 2, maar so kan ook slegs 'n God die mense onderrig, want geen menslike sintuig reik so ver nie. Ja, nou besit ek kennis en weet ek presies wat my in die toekoms te doen staan. O, hoe heerlik is dit om die wil van die enig ware Elohim te verneem en met alle lewenskragte na te volg. Maar hoe bitter is dit as mens moet handel volgens die wette van die menslike hoogmoed waaronder staan, dit is Elohim God se wil. Ek vermoed altyd dat 'n egte Elohim ook maar net een volmaakte ware wil kan hê, wat nooit in teenspraak kan wees met homself, soos die menslike wette nie, waarvan dikwels die een fundamenteel in teenspraak is met die ander. As mens hom aan die een hou, is mens strafbaar volgens 'n vroeër bekragtigde wet, en hou mens dit nie, dan straf die nuwe wet. Die vraag is dan, wie kan so 'n mens wees en lewe? Nou ja, ek wil tog hierdie vers trek na waar ons vandag in die kerke sit, met mense wat, en ek was in die kerk, en ek het ook hierdie geloofsbelydenis afgelê, ons het dit nog hardop gedoen. Almal het gestaan en gesê, ek glo aan 'n algemene, heilige, Christelike kerk. Nou, julle wat daarom seker Afrikaans op skool gehad het, weet wat is anonieme en sinonieme. Jy kan nie anonieme langs mekaar sit en sê, jy gaan albei doen nie, want anonieme is teenoorgesteldes. So die teenoorgestelde van heilig, wat apart is algemeen. So hoe kan jy 'n algemene heilige kerk jou trou aan sweer? Dit is nonsens, dit is 'n onsinnige verklaring, wat dit natuurlik heeltemal kanseleer. In Engels sê ons, dit maak dit null and void. En dan ook, hierdie God wat hulle vir ons geleer het in die kerk, wanneer is die Vader nou betrokke? Nou raak die seun jaloers, as jy die Vader vra, of as jy die seun vra, dan raak die Vader jaloers, dis hoe hulle vir jou dit sê. En waar kom die Gees, hierdie derde manlike persoon nou skielik op die voorgrond, na Yeshua opgestaan het, uit die dood? Hoe werk hierdie goed?
Dit is alles dinge wat maak dat jy die een wet hou, dan breek jy die ander. Kom ek gee 'n voorbeeld, dieselfde kerke, met dieselfde Bybels, met dieselfde dominees, het verkondig dat apartheid is die absolute wil van die Vader. Daarom het ons in my tyd, toe ek nog klein was daar kerke vir blankes, kerke vir kleerlinge, kerke vir swartes. En daar was nie 'n vermenging gewees nie. Daar was ook 'n reël dat jy mag nie met ander rasse trou nie. Dit was 'n wet, dit was strafbaar. Daar was 'n wet teen homoseksualisme. As hulle gevang het, was hulle tronk toe gestuur. Dit was nie geduld nie. Nou sê dieselfde kerke met dieselfde dominees en dieselfde Bybels verkondig nou van dieselfde kansels af. Dis 'n sonde teen die mensdom. Ons moet nou almal verbaster. Homoseksualiteit is nie meer 'n sonde nie. Daar staan ouens op die kansel wat homos is en hulle predik lekker die gruwelplesiere wat hulle doen. Dan gaan hierdie gruwels nog met 'n klomp jong seentjies na kerkkampe toe en allerhande ander dinge wat hulle doen. Jy kan nie jou kinders mee in hierdie mense se sorg laat nie. Maar dis nog dieselfde kerk. Hulle glo nog, hulle is dieselfde. Dis hoe dwaas dit is, en enige mens wat net 'n bietjie begin dink en 'n bietjie kennis van Yeshua se ware leer het, sal self wegkom van so 'n kerk wat nie sin maak nie. Ons gaan aan. Vers 5. Onthou, hierdie vrou was 'n heiden uit die Griekse mitologie uit. Neem nou eers ons ou godewette. Die sluwe priester sê, as jy aan Pluto offer, vertoorn jy Zeus, en offer jy aan Zeus, vertoon jy Pluto. Maar as jy aan hulle priesters offer, wat alleen weet hoe hulle die toorn van die gode moet sis, dan doen jy goed. Want hulle beweer dat hulle alleen die suksesryke tussenpersone was, tussen die gode en die mense. So het die priesters alle offers na hulle toe getrek, en hulle tevens nog deur die arme, blinde volk, wat sonder genade deur hulle uitgesuig word, goddelike eer laat bewys, en die hele volk moes bewe voor hulle mag. O, dit kan, dit sal hierdie suiwer leer sekerlik in der ewigheid nie toestaan nie. Yeshua sê vir haar, bekommer jou maar nie daaroor nie. Uiteindelik gaan dit met alles wat van bo, hoe suiwer gegee word, of dit nou geestelik of stoffelik is, dieselfde pad. Sodra dit die aardse bodem aanraak, word dit onrein en onsuiwer. En hier wil ek dan ook die Christendom vergelyk met hierdie heidendom. Daar is nou nie 'n Zeus en 'n Pluto en 'n Hercules en al hierdie ander gode nie. Maar die God Jera, wat ons in die algemene Afrikaanse taal noem Here, is nog steeds in die Bybels. Die woord God of God is nog 'n afgod wat die dubbel God voorstel. Jesus is afgelei van Zeus. So hierdie gode word nog deur ons mense daagliks aangeroep, of hierdie name. En as die persoon in sy verstand is, en daar is nie 'n hartsbekering nie, dan is sy gebede nutteloos. En dan kan die dominee met reg sê, maar jou gebed is sinneloos, jy moet my vra, ons is in by die Vader, ons gebede werk, wat natuurlik ook 'n leuen is. Maar die arme blinde volk, soos hulle hier staan, glo dit. Enige mens wat jy in so 'n kerk vasvang, wat hierdie kerkgees in hulle het, gee vir hulle hierdie lesing van vandag. Hulle hardloop reguit met hom dominee toe. Die dominee kyk, maar dit staan nie in die Bybel nie, en hy weet nie om iets buite die Bybel in elk geval te vertolk nie, want hy het al sy boeke in sy kantoor, vertel hom hoe om elke vers te preek. Hy kan nie uit sy eie uit 'n lesing voorberei nie. Inteendeel, wanneer jy Yeshua se leer verkondig,
dan hoef jy nie 'n groot voorbereiding te doen nie, want sy Gees lei jou. So sy Gees ons nou hier lei in hierdie woorde. En dit is vandag net so word die mense uitgesuig. Ek het nou in die week gesien 'n ou is aangekla oor kerkbywoning. Dit gaan nie oor kerkbywoning nie, dit gaan oor bydraes. Die belaglike het ek nou in iewers gesien, is dit in Afrika iewers. Nou ja, mens kan hulle ook maar nou nie ernstig opneem, maar daar so dom mense op aarde is. Wys jou net, hierdie ou verkoop plekke in die hemel, hierdie pastoor, vir $100,000. En hy kan nie voorbly nie, hy het skat stinkeryk geword, vir persele in die hemel. $100,000 is net onder R2 miljoen. Kan julle dit glo? En dit is die goed wat mense met die ware evangelie aangevang het. En daar is honderde voorbeelde van hoe hierdie leer, toe hy die aardse bodem raak, toe word dit soos Yeshua onrein en onsuiwer, word dit walglik. En nou verduidelik hy dit. Kyk na 'n reendruppel. Geen diamant kan suiwerder wees as so 'n druppel nie. Sodra hy egter die aardse bodem beroer, is dit met sy suiwerheid gedaan. Vandag as hy maar net deur ons atmosfeer gaan, is dit met sy suiwerheid gedaan, so vuil is ons lug. Bestyg 'n berg en jy sal jou nie genoeg kan verbaas oor die suiwerheid van die lug nie. Kyk egter na benede in die dal en jy sal 'n groot verskil in suiwerheid ontdek tussen bo en benede. Dink maar hier in die nagte oor Soweto, hoe lyk dit daar? Hoe suiwer val die sneeuvlokke uit die wolke, maar kyk 2 maande later eers, na die eers so verblindende wit sneeu, en jy sal dit al erg smerig vind. Kyk eers na die wind, as dit van die hoogtes na die dale in die diepte suis, hoe sterk dit dadelik deur die hinderlike stof vertroebel word, en selfs die son en die maan verloor baie van hulle glans, as hulle die horison nader. Ja, selfs die lig van die middelson, of middagson, word maar al te dikwels en te veel deur die dampe van die aarde vertroebel, sodat mens uiteindelik van die hele son, ondanks sy sterke lig, nie meer kan bepaal waar dit presies staan nie. Nou wie is die geestelike son in hierdie vergelyking in vers 10? Is Yeshua. Die son, sy lig word so vertroebel, sy lig is die woord, is die waarheid wat ons vanoggend lees. En so gaan dit ook altyd met alle geestelike gawes uit die hemel. Ook al is dit by die ontstaan hoe suiwer, dit word mettertyd deur die lae wêreldse belange net so vertroebel, soos alles wat ek jou so ewig genoem het. En so sal hierdie reine leer van my ook vergaan. Daarvan sal geen jota onbekritiseer en onaangevreed bly nie. Deur eerstens die Rooms-Katolieke kerk, daarna deur die protestantse kerke. Hulle het niks onaangevreed gelaat nie. Die tempel wat ek nou opbou, sal hulle presies so vernietig, soos die Romeine die tempel te Jerusalem binne nie 'n al te lang tyd nie sal vernietig, waarby geen klip op die ander sal bly nie. 'n Klip stel altyd waarheid voor, en so sal hulle ook hierdie innerlike leer van Yeshua vernietig, en elke klip van waarheid sal hulle wegslinger, en sal hulle dit op sand bou. Sand is mense leerstellings en menslike gebruike, soos wat nou ontsettend ernstig gesien kan word in die Romeinse kerk en in 'n mindere mate in die protestantse kerk, maar dit is nog steeds daar. Die skrif beskryf hulle in Openbaring as die dogters van die groot hoer. Hoer hier beteken die een wat afvallig geword het van Yeshua en met ander geeste, ander mans, ander duiwel, engele ensovoorts gaan vermeng het. En dit is presies wat al hierdie kerke gedoen het, met al hulle gewoontetjies wat hulle oorgeneem het van die Rooms-Katolieke. Hoekom het hulle nie die regte hervorming gedoen nie?
Hoekom het hulle nie teruggekom by eenvoudige goed? Die ware naam, die Sabbat, die ware feeste van Vader nie. Nee, hulle het verkies in Martin Luther Calvin se tyd om die Rooms-Katholieke ter wille te wees. My opinie is dat Calvin was nog al die tyd 'n geheime Jesuïte priester van die Rooms-Katholieke kerk. En vandag kan die mense in die Sisterskerke nie genoeg oor hulle Calvinistiese kerk spog nie. Ons het die Calvinistiese beginsels. Weet jy wie was Calvin? Hy was Cohen, 'n Jood, wat sy naam verander het toe hy in Europa kom. En hy was glad nie goed gesind teenoor die waarheid nie. Inteendeel, hy was die oorsaak dat Servetus vermoor is, oordat hy 'n een God verkondig het. Net presies dit wat ons hier sê by Dr. van Sion. So, in 1933, toe hulle die Bybel in Afrikaans vertaal, hoofsaaklik vanuit die ou Hollandse State Bybel, het hulle toe besluit, ons praat nou almal Afrikaans, maar ons lees die Bybel in Hollands, kom ons bring vir die volke Afrikaanse Bybel. Toe het Tosius, wat die hoof van hierdie sameroepingsvergadering was, baie druk daarop gelê dat hulle die regte name nie mag vertaal na Here en God en Jesus nie. Hulle moet die name Yahweh gebruik en Yeshua. Hy is met 'n stemming verslaan en hy het verloor en hulle het toe die ou name van die Hollandse Bybel net so oorgedra. Maar hy het kapsie gemaak en dit is genotuleer dat hy teen hierdie besluit gestaan het en daai notiele is nog beskikbaar. 'n Paar Bybels is gedruk, het ek gehoor, met die ware name in 33, net vir hom en sy gebruik, die mense wat hy dit wou gee. Maar dit is dinge wat gebeur het in die geskiedenis. Niks het onaangevreed geraak nie. Hulle moes orals aan die waarheid vreed en dit wegvat vir ons. Soos die betekenis van heilig. Moes hulle wegvreed en dit vervang met 'n ding wat jy nie weet, wanneer as ek vir jou sê, wees heilig, jy sal nie weet wat om te doen nie. Maar as ek vir jou sê, wees apart van die wêreld, dan weet jy presies wat ek vir jou sê. Sulke goed het hulle gedoen. Ons gaan aan. Maar my tempel, dis sy innerlike tempel, sal ek Yeshua weer opbou. Dit is hierdie woorde wat hy nou vir ons gegee het in die laaste eeu. Maar die kliptempel in Jerusalem egter nooit nie. Bekommer jou egter nie daaroor nie, want ek is daarvan heeltemal op hoogte en weet die redes waarom dit so moet gebeur. So ek weet nie of ons hierdie sin moet vat, sal niemand die kliptempel opbou nie, of sal Yeshua hom nie opbou nie, maar dan beteken die Jode sal hom bou. Want hulle is baie ernstig om hom te bou, hulle soek nou nog net die plek, of hulle weet wat is die plek, maar daar staan 'n moskee, en hulle weet hulle gaan 'n redelike bynes oopkrap, maar die malman wat nou in beheer is, sal dit sekerlik doen. Hy is, lyk my, hoe meer moeilikheid hy kan maak, en hoe meer oorlog hy kan opwek, hoe beter vir hom. So ons sal maar sien, maar Yeshua sal nooit weer die kliptempel in Jerusalem opbou nie, dit kan ons maar vergeet. So jy sal weet, die oomblik as hy opgebou word, is dit 'n antichrist of 'n valse Messias. Vers 15, want sien, die mens het maar weinig waardering vir die lig in die dag, en die warmte in die somer. As egter die nag kom, word die lig waardevol, en die warmte leer die mense eers in die koue winter waardeer. Dit is so, en so is dit ook in die gees. Daarom sal nag oor hierdie aarde kom, en winter in die gees. En soveel kere het hy geprofeteer van 'n koue winter wat voor lê. Ek onthou dit die jaar toe ons herberg toe is. Toe sê dit gaan 'n verskriklike koue winter word. En almal van ons het kom berse en treie. Ons het inteendeel van hierdie freezer suits gaan koop. Ek weet nie wat is sy Afrikaanse naam nie. Vriespakke, waar die ouens in hierdie groot koelerkamers en vrieskaste werk.
En toe word dit glad nie daai somer koud nie, daai winter koud nie. Toe besef ons eers, Vader het gepraat van die gesindheid en die toestand van die mense harte. Absolute koue wintersharte. Geen warmte vir hom nie, geen warmte vir die medemens nie. En ons het eintlik 'n klompie lede verloor by Dogter van Sion, want hulle het ons begin beskuldig, dit is valse profete. Maar op die innerlike was dit waar. So 'n mens moet maar altyd mooi kyk voordat jy iemand vals beskuldig. So gaan dit ook met die geestelike lig en met die geestelike warmte. Wie vry rondloop, waardeer die vryheid skaars. Maar as hy geboeid in die kerker of in die tronk wegkwyn, weet hy eers watter groot goed die vryheid is. En kyk liefste Helena, daarom word toegelaat dat al die suiwere vertroebel word, sodat die mens eers in die grootste droefenis die waarde van die suiwere lig leer ken. As in die groot nag die reine lig weer tevoorskyn kom, soos nou, met hierdie woorde wat ons lees, sal alles wat adem en leef, hulle direk na die lig keer, soos in die winter van die menslike liefdeloosheid. Hulle self weldra alles om 'n warm hart sal skaar, soortgelyk aan die deur die winterse koue verkleinde arme mense, om die ontstoke vuur van 'n ope vuurherd. Hierdie goed moet nog gebeur met krag. Op die oomblik is dit nog baie klein. Die woorde van Yeshua wat deur die Dogter van Sion nou aan die wêreld verkondig word via ons internet skakelings, of dit nou WhatsApp is of Facebook of waar ook al. Dis nog nie groot nie. Maar sodra die lig van die kerk gedoof gaan word deur die anti-kris, want hy gaan geen kerk meer toelaat nie. Hy gaan geen aanbidding toelaat nie, hy gaan geen Bybel meer toelaat nie, hy gaan hulle als vernietig. Dan sal alles wat jy in jou hart bymekaar gemaak het, sal dan as 'n vuur van lig en warmte wees, waaronder hierdie mense wat soekend gaan wees, sal kom skaar, want hulle sal sien, maar hier is ook krag by hierdie mense se evangelie. En ek glo nie die anti-kris sal hierdie evangelie verbied nie, want dit is nie iets wat algemeen gelees word nie. So ons is dalk gelukkig om nog hierdie woorde te hê. Maar wanneer ons dit lees met baie aandag en met ons harte, dan het ons dit hier binne, dan kan hy niks maak nie, behalwe om jou dood te maak. Want dan kan jy al hierdie woorde oordra aan mense wat om jou vuurtjie kom sit, en wil luister en hulle self verwarm. Dinge gaan nog baie erg word, hierdie koue winter lê voor, en dit is die tyd van die anti-kris. Dit sê ek slegs, en nou is dit baie belangrik wat hy hier sê, aan jou, Helena en nog enkele andere. Elkeen moet dit egter vir homself hou, en nie verder vertel nie, want dit is nie die essensie van my leer nie. Ek het dit vir jou, lieflike Helena, slegs maar vir jou eie gerusstelling gesê, maar 'n ander gaan dit weinig of niks aan nie. Ek sorg wel vir die noodsaaklike uitwendige, en dit is vir elke mens voldoende, as hy slegs sorg vir die suiwering van die eie hart. As dit in orde is, sal ook al die uiterlike, asof van self heeltemal in orde kom. Helena, het jy nou dit ook goed en reg verstaan? Nou hier moet ek 'n stukkie teruggaan, waar ons nou hierdie twee pragtige dames, die een is nog 'n kind, Yara, wat ons nou kon sien in profetiese terme, wys dit heen na die Dogter van Sion aan die einde van die tyd, en ons het ook bewyse gekry, en ook uit die Bybel is daar genoeg bewyse, dat Yara, die Dogter van Sion, suiwer siele, hulle self aan die eindtyd in Suid-Afrika sal bevind. Maar Helena is 'n heiden wat dan die verstrooide Israeliete siele voorstel, waarmee hy nou so lieflik praat en wat hom so aangryp. En nou kom hy en hy sê, hoorie, hierdie dinge
dat hierdie leer vernietig gaan word en ek aan die einde van die dag weer die waarheid sal bring, is net vir jou. Hou dit net vir jou en 'n paar soos jy. So dit is 'n baie spesiale boodskap vir die verstrooide stamme van die huis van Israel, wat deur Grieke en Romeine en ander mense in Europa voorgestel was, wat op daai tyd daar gewoon het. Selfs oral gebergtes en die Kaukasiese gebergtes was daar Israeliete gewees. Dis hoekom ons Kaukasiërs genoem word, want ons kom van die suide, ons het oor die noorde gegaan en ons het in Rusland en Europa beland. Dit was ons voorvaders. En toe trek hulle altyd weer weswaarts, tot in Duitsland, Frankryk, Holland, Engeland ensovoorts. So, hierdie vrou, Helena, stel daai siele voor aan die eindtyd, wat Yeshua bo alles gaan kies. Let wel, nie die kerk nie, Yeshua. Helena sê, o ja, meester, dit is egter jammer genoeg, nie so opwekkend om so iets vooraf te wete te kom nie. Maar daar is tog vir alles 'n goeie en wyse rede. En u sorg sekerlik altyd vir die geestelike heil van die mense. Daarom moet dit wel so gaan, soos u, o meester, dit my nou in u oneindig genadige vriendelikheid geopenbaar het. U wil geskied, soos ook in ewigheid. Na hierdie woorde val Helena letterlik in 'n liefdessluimer en hou my hand styf teen haar bors gedruk, wat Jara ietwat pyn besorg, omdat ek tydens die gesprek met Helena niks aan haar gesê het nie. Maar toe ek haar vriendelik aankyk, gaan die pyn skielik weer oor. En hierdie verwys nou weer eens na die dogter van Sion en die verstrooide volk, die twee siele groeperings. As ons kyk na ons eie land, alhoewel ons land die pad van die kerke geloop het, al hier in die 1800s, toe hulle vrye boererepublieke gekry het, maak hulle die eerste groot fout en hulle beroep predikante na die boererepublieke toe. Dit is predikante vanuit dieselfde kerk, wat die voortrekkers destyds in die Kaap onder die kerklike ban en tug geplaas het. Hulle het hierdie voortrekkers vervloek. En daar was geen voortrekker, dominee op die voortrekker gewees nie, behalwe een, ou eerwaarde Smit, maar hy het nie veel beteken nie. Hy was in elk geval by Bloedrivier, maar hy het nie eens die gelofte afgelê nie. En hulle het hom ook geïgnoreer. Hy was die skoonseun van Gerard Maritz gewees. Die volk het sonder kerk, het hulle die gelofte teenoor God afgelê. Is 'n regte ou staatsman, Sarel Silje, saam met Andries Pretorius, het by mekaar gekom en onder leiding van Vader se Gees die gelofte opgestel. Wat baie ooreenstem met die gelofte in die skrif wat Jakob afgelê het, toe hy die nag gaan slaap het met sy kop op 'n klip en hy die leer na die hemele gesien. En toe het hy ook 'n gelofte gemaak. Dit is gebaseer daarop. En dit is nog steeds die gelofte wat ons onderhou vandag. Die waarheidsoekende, waarheidsliewende dogter van Sion gedeelte van die boerevolk. En ons het ook 'n uitbreiding op daai gelofte gekry, wat ons die Gilgal gelofte noem, wat meer 'n innerlike weerspieëling van die gelofte is, binne die twee gebooie van die liefde, vir Vader en vir die naaste, dat ons 'n huis, 'n volk, 'n waarheid sou stig. Want 'n huis wat nie op die rots gebou is nie, soos vandag se kerkhuise, is huise wat op sand gebou is. Sand is mense leerstellings. En Vader moes ons volk, wat hier al in die 1960s, 70s, al hoe verder van hom begin af wegbeweeg het. En nog steeds het die volk leiers verkies, wat nie 'n geloofsbasis gehad het nie. En so is ons gaandeweg uitgelewer aan die wêreldmag. Ons is nie uitgelewer aan die swartes nie, ons is uitgelewer aan die wêreldmag.
En die wêreldmag het ons uitgelewer aan die swartes. En hulle het hulle oor ons geplaas, sodat hulle ons kan onderdruk, en hulle baie makliker met hierdie goed kon werk, omdat 'n swarte baie goedkoper is om te koop as 'n blanke. En partykeer in die ou tyd was ons blankes onomkoopbaar. Ons het so 'n eerste minister gehad, Hendrik Verwoerd. Hy was onomkoopbaar, daarom moes hulle hom vermoor. En dis nie die swartes wat hom vermoor het nie, dit is die Jode wat hom vermoor het. Saam met die klomp, wil ek nie eens Afrikaners noem nie, noem hulle maar Afrikankers. Want daar was 'n kanker in hierdie volk ingekom, wat al in Jan Smit se tyd geopenbaar is, en in generaal Botha se tyd, het hierdie kanker in die volk ingekom, en die volk pro-Engels, pro-Joods, pro-geld gemaak. En alles het nie, niks het meer oor ons waardes gegaan nie, maar alles om geld. En om aansien in die wêreld. Julle kan nog onthou, julle ou manne, wat se aansien ons sou kry in 1994, want ons gaan nou rugby speel. En cricket speel teen die wêreld. Ons was die muishonde, hulle het ons weggejaag, hulle het betoog. Al hierdie dinge, oordat ons slegs blank voorgestaan het. En so het ons toe gekapituleer, en ons volk het in die duisternis ingegaan, net soos Joshua hier sê, in die nag en in die winter. En nou is dit ons werk, om hierdie volk, wat nou herken dat hy in die winter en die nag van sy lewe in die gees is, dat ons die lig na hulle toe moet bring. En dit gaan baie moeilik op die oomblik, maar ons moet nie ophou. Die lig moet skyn. Een van die dae sal dit so donker word, dat ons die enigste ligte sal wees wat skyn. Want die Antichrist sal nie met Joshua se kinders, wat in sy beskerming is, kan iets kan doen nie. Dit het hy baie kere gesê, ons sal afgeseel word van hom. Ons sal in die verdrukking ingaan, maar ons sal nie die verdrukking so ervaar, soos wat mense dit ervaar, wat nie die ware Joshua ken nie. Volgende hoofstuk 1:1-4, duidelikheid oor die geestelike ontwaking. Na 'n tydjie sê Jara, wat deur my vriendelike blik meer in haarself gekeer was, Meester, u my enige liefde, was ek miskien tog ietwat te vrypostig met my skynbare jaloersheid op hierdie heerlike Helena, en beledig ek u daarmee? As dit so was, vergeef my dit dan, u my enigste liefde. Joshua sê vir haar, wees gerus my dogter, onthou sy is maar 'n kind. Selfs 'n slegte mens kan nie deur die liefde beledig word nie. Laat staan nog ek. As jy my minder sou lief hê, sou jy nie bang gewees het dat my liefde vir jou swakker sou kon word, as ek ook hierdie Helena my hele liefde sou gee nie. Maar, omdat jy my werklik bo alles lief het, word jy 'n paar oomblikke deur angs bevange, en dit kom jou maar net oor, omdat jy 'n paar momente die oë van jou siel afgewend het van my eintlike ek. Nou dat jy egter weer goed sien, en verseker weet wie ek is, bring Helena jou nie meer van jou wysheid af nie. Kyk na die son aan die hemel. So wonderlik, Joshua sê iets, en dan sit hy altyd 'n gelykenis by. Hoe dit veldblomme beskyn, sê eers, sou dit nie dwaas wees as 'n blom kwaad sou word vir die son, omdat dit ook haar buurvrou soveel lig skenk nie. Kyk na die groot sterre, waarvan dit jou vergun was, om 'n paar van naderby te bekyk en te bestudeer. Kyk, al die sterre en nog oneindig veel meer, wat geen menslike oog ooit sal sien nie, bestaan en lewe uit my liefde. As my liefde nou vir hierdie ontelbaar talle en groot kosgangers voldoende is vir die ewigheid deur ewighede. Ek wonder of daar nie moet staan kosmosgangers, sekerlik. Hoe kan jy, liefdogtertjie, dan ook enigsins vrees dat jy of Helena by my liefde tekort sou kon kom? Sien jy nou die ongegronde in
van daardie kort oomblik van angs om gekortwiek te kon word in my liefde. Jara sê, ja meester, u my liefde en my lewe. Ek sal van nou af aan 'n egte vriendin vir die liewe Helena wees. En dis 'n opdrag vir ons wanneer die verstrooides hierheen trek. En baie van haar deugte my eie maak. Ag, was my susters maar net so geaard soos hierdie Helena. Hoe sou dit my vreugde verskaf? Maar hulle is wêreldsgesind en oor geestelike sake kan jy met hulle vrywel nie praat nie. Dan is die dogters van die oue Markus tog wel geskikter as my susters. Was daar maar 'n middel om my susters geestelik aktiewer te maak. En ons vind dit hier in Suid-Afrika ook so, as Jara dan die dogter van Sion voorstel, sal die susters al ons geliefde mense wees van ons volk, wat hulle self in kerke vashou en in gemeentes waar Yeshua nie gepredik word nie. Dis ons susters, wêreldsgesind en oor geestelike sake wil hulle nie met jou praat nie. As jy nou regtig 'n gesprek wil kort knip, begin net Yeshua se lof besing. Stop het. Ons praat nie nou kerk nie, maar ons praat eerder karre, vroumense, vuil grappe, rugby. Dit praat die wêreldmens baie graag. En daarvan het hy soveel kennis dat ek maar net stil bly. Want ek was in die wêreld, maar ek probeer om nie meer in die wêreld te wees nie. Yeshua sê vir haar, ag, laat dit daar. As jy tuis kom, sal jy jou susters geestelik ook baie ontvankliker aantref as wat hulle eers was. Bovendien bly Raphael by jou en tesame met hom sal jy jou susters en broers ook nog wel op die goeie weg bring. Raphael stel die eindtyd getuie voor, daar's twee getuies, Elia en Henog, en Raphael stel die Henog getuie voor, wat dan by die volk sal wees, om vir Jara, die dogter van Sion, te versterk in haar oortuiging van die susters, van die huisgesin, die boervolk huisgesin, sal deur Vader gehelp word met die twee getuies. Ek vermoed Raphael of die Henog getuie in Suid-Afrika kragtiger gaan werk en die Elia getuie oor see, alhoewel hulle by magte sal wees om enige plek op te tree. Hulle is nie meer gebonde aan aardse vleeslike liggame. Alhoewel hulle 'n skynbaar aardse liggaam gaan hê, sal hulle eteries wees. Want 'n liggaam kan nie in Herogs geval 5000 jaar in vlees bestaan nie. Dit gaan oorigstens by meer wêreldsgesinde mense nie so vinnig soos mens dink nie. Dikwels is daar baie tyd en geduld voor nodig om 'n siel te reinig van alle ballast. Voordat so 'n algehele suiwering egter plaasgevind het, is daar met die geestelike basis weinig aan te vang. En 'n aanslag deur middel van die verstand is dieselfde as om 'n huis op sand te bou. So 'n vader moet hierdie huise voorberei. Hierdie wêreldsgesinde geestelike mense moet hy iets doen om hulle wêreldse huis in duie te laat stort. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan net die woord saai. En ons weet wat kom. Hierdie verskriklike oordeele oor die wêreld wat nou hand oor hand toeneem, oorstromings, veldbrande, tsunamies, vulkane en alle ander goed wat baie erg is. Dit laat hy oor die mens kom, sodat hulle tot insigte kom. In ons land is dit die wille wesens van die veld wat hy oor ons volk gebring het. En ons weet wie hulle is. En hierdie verdrukking sal nog erger word. En dit is so geprofeteer deur onder andere Johanna Brandt en Siener van Rensburg,
dat daar 'n geweldige groot uitwissing van blankes sal kom, wat die ander dan, wat nie deur dit sal gaan nie, tot insigte sal bring. Dis wat hy hier sê, daar moet eers 'n algehele suiwering plaasvind, sodat mense kan sien, dat jy nie 'n huis, die predikant en die kerk gaan hulle nie beskerm nie, inteendeel, hulle sal die mense deesdae al dood binne in die kerke, nie net in hierdie land nie, maar reg oor die wêreld. Daar is nie beskerming nie. Die hart moet dit doen, maar as dit nog vol met materie sit, kan die suiwer geestelike daarin geen aanknopingspunt vind nie. Daarom moet jy by jou susters ook veral daarvoor sorg, dat hulle harte algeheel vry word van al die materiële. Dan sal jy nie baie moeite hê met die susters waaroor jy jou nou so bekommer nie. Maar ek prys jou besorgdheid en sê vir jou dat dit nie so lank meer sal duur nie. Liefste jare, het jy dit nou ook goed genoeg verstaan. En ons het die belofte aan die eindtyd dat Yeshua die materiële sal wegvat. Wanneer hierdie ster verbykom waarvan Bertha dat praat, wat naby aan die aarde verbykom, en absolute grootskaalse verwoesting aanrig reg rondom die wêreld. Ek glo in die noordelike halfrond meer as in die suidelike halfrond, omdat die grootste aardmassa in die noordelike halfrond is, dan gaan mense niks meer hê nie. Hulle gaan niks meer kragtoerusting hê nie. Nie 'n kar gaan loop nie, daar gaan nie brandstof wees nie, daar gaan nie selfone wees nie, daar gaan geen kommunikasie wees nie. Ons gaan weer terugval na die 1600s en die 1700s waar ons met basiese noodsaaklike middele sal oor die weg moet kom. Dan sal die mens sonder al hierdie lieksede, sal hulle vir mekaar begin omgee en mekaar begin help. Natuurlik sal die wêreldsgesindes hulle net hulle self help en die res sal hulle probeer of van die aardbol af laat verdwyn of sal hulle net nie help nie. Maar dit is waar die groot toets kom aan die eindtyd vir die susters. En dit is dan waar ons wat ons self waan as deel van die bruid en hopelik sien Yeshua dit ook so, waar ons dan hulp sal moet verleen aan al hierdie susters. En ons weet dan is nie net die susters in die volk nie, maar ook die susters Helena wat na hierdie plek toe kom aan die einde van die tyd. Dit staan duidelik in Sefanja 3 dat hy versamel almal hier by die fees suid van die riviere van Kus. Nou sê Jara, vir sover 'n meisie van 14 jaar sulke geestelike sake kan begryp. Agter dit wat u nou aan my gesê het, kan tog ten beste eindelose dieptes verborge lê, wat my hart nog lank nie kan deurgrond nie, maar wat vir die kort tydsduur van die aardse lewe versinvol verstaan kan word, dink ek wel te begryp het, of goed te begryp het, en u, o meester, sal die begrip van my hart sekerlik nie tot skande laat word nie. Maar ons liewe Helena is nou vas aan die slaap, en ek sal dus nie baie met haar kan praat nie. Yeshua sê vir haar, dit maak nie saak nie, want daar is nog genoeg mense om ons heen, waarmee ons kan praat, gestel dat ons met alle geweld met iemand moet praat. Daar sal egter spoedig iets gebeur wat weer al ons aandag sal ophuis, en dan sal daar weinig tyd oorbly vir leë praatjies. Jara vra vinnig, o meester, wat gaan dan gebeur? Yeshua sê, wel, dit hoef jy vooraf tog glad nie te weet nie. Wanneer dit gebeur, is dit tog nog altyd meer as vroeg genoeg. Dan vra ook Ouran, wat teenoor my tesame met Matahel op 'n soeibank rus skielik. Meester, bedreig 'n moontlike gevaar ons almal miskien. Yeshua sê, ons nouliks, maar wel die ander mense wat nie by my op die heuwel is nie. Hier kom die waarheid nou wat ek net gesê het. Aan die eindtyd sal die mense wat op die heuwel dogter van Sion by Yeshua is, sal niks oorkom nie. Kyk maar eers na Caesarea Philippi,
Daar sal julle gou ontdek uit watter hoek die wind gaan waai. Nou Caesarea Philippi in hierdie gelykenis en in die eindtyd profesie stel die wêreld voor. Stel Babylon voor, waar die wêreldse mense leef, heidene en Judeërs wat aan die tempel aanhang. En ons sal aan volgende lesing uitvind wat daar gebeur, want dit is 'n baie goeie weerspieëling van wat in ons tyd gaan gebeur. Solank ons op die heuweltjie by Yeshua is en aan hom vashou, sal niks met ons gebeur nie. En dit is hoekom dit so hartseer is, dat daar net so 'n paar mense elke oggend hier binne is, en die ander dink, hulle het of al die wysheid in pag, of hulle dink, ek het dit gehoor, hulle sê, ja, daai ons gaan kerk toe, hulle sal sorg dat hierdie plek niks oorkom nie. Ek het nuus vir hulle. Yeshua sal aan die vyand, die ongelowiges en die spotters tussen ons kom uithaal, want hulle is nie afgeseel nie. Hoe dink julle het dit in die tyd van Moses gebeur, die laaste plaag, die eersgeborenes tussen almal kom uithaal, die wat nie die bloed van die lam aan hulle deurposte gehad het nie. So almal wat nie die bloed van die ware lam Yeshua aan die deurposte van sy hart het nie, sal ook geraak word deur die doodsengel, wat in hierdie tyd wat voorlê, ook oor ons sal gaan. Engels Passover. Dit is wat die Paschafees beteken. Dit is die doodsengel wat oorgaan, en elkene wat nie die bloed van die lam in sy hart het nie, gaan swaar kry. Dood, ellende, ander benoudhede, ek weet nie. Maar ek weet net, ek gaan nie probeer uitvind wat dit is nie. Baie dankie.